Louis, vandag se vraag is: hoe ontwikkel 'n mens 'n gesonde selfbeeld later in die lewe? Wat mens natuurlik sal ek dink is die persoon wat hierdie geskryf het of ingestuur het, voel dat daar was nou geen selfbeeld, slegte selfbeeld gewees. So hulle wil nou duidelik 'n bietjie ouer, kan 'n mens nog 'n goeie selfbeeld ontwikkel later? Weet jy, ingebou in die vraag is dat mens kry baie keer so knou in die lewe. Uh en miskien kom jy later in jou lewe op 'n punt wat jy sê, ag jong, ek het nou nie meer so baie jare oor nie. Maar miskien kan ek tog nou maar 'n selfbeeld kry. Miskien kan ek bietjie beter voel oor myself. Wat van ek probeer nou maar. Jy weet, dit sou miskien een konteks wees waar dit relevant is. Dit is ook relevant, die vraag is ook relevant in opsigte van die hele kwessie van selfbeeld, hoe dit ontwikkel, kan dit verander en word dit later so vasgelê dat mens niks daaraan kan doen nie. En jy weet, selfbeeld is ook, dit het amper iets te doen met wat jy glo oor jouself. En ongelukkig kan jy nie daaraan dink as jy nie daaraan dink in vergelyking met anders nie. Jy kan nie 'n slegte selfbeeld hê as jy dit nie vergelyk met iemand anders nie. Jy kan nie sê, man, ek is darm dom nie. Want dan het jy in jou kop 'n idee van iemand of ander mense wat slim is en jy is dan minder slim as wat hulle is. As jy alleen op 'n selfbeeld, as jy alleen op 'n eiland sou woon, sou jy nie 'n slegte selfbeeld gehad het nie. Jy sou ook waarskynlik nie 'n goeie selfbeeld gehad het nie, teoreties. Dis baie interessant. Want kyk, baie keer sal mens nou gesels oor die gevare van vergelyking en hoe ons moenie op sosiale media probeer om te vergelyk nie. So wat jy sê is dat hoe ons nou self kyk, het wel met daai gevare te doen, het wel te doen met hoe ons kyk na ander mense. Of is dit nie noodwendig 'n gevaar nie, moet ek dit nie so sê nie? Ehm dit het grootliks te doen met ander mense. Kyk, as jy in jou middeljare kom of in jou volwasse jare, dan is jou selfbeeld gegrond op baie faktore. Dit is gegrond op jou grootliks op jou eie evaluering en jou eie waarneming van jouself. Maar die pad wat jy geloop het tot daar was ook grootliks deur die buitewêreld beïnvloed. Dit is baie eenvoudig om te verstaan. Dink aan die twee opponerende pole van hierdie saak. Aan die een kant, vandat jy gebore is, neem almal jou in ag, gee vir jou baie onvoorwaardelike aandag en liefde, bevestig met jou dat jy waardevol is, jy hoef nie te presteer nie en almal hou van jou, nooi jou na al die partytjies toe en vertel vir jou hoe wonderlik jy is. Die kanse dat jy dan met 'n swak selfbeeld daar gaan uitkom is baie sleg. Aan die ander kant van die skaal sou mens miskien dan 'n voorbeeld kon noem van iemand wat van kleins af afgekraak word deur ouers en vergelyk word met die slimmer sussie of boetie elke dag. By die skool in die E-klas moet gaan sit en hoor by die onderwyser, ag nee, jy sal nooit eers kom nie. Jy word dan nie pauses genooi om by die ander maatjies te speel nie en as die spanne gekies moet word, word jy laaste gekies. Almal lag en terg jou en niemand nooi jou na die partytjie toe nie. Die kans dat jy met 'n goeie selfbeeld daar gaan uitkom is baie skraal, nê. Nou kom die vraag, as daardie selfbeeld dan nou so laag gevestig is, éventueel, kan mens dit dan verander? Is seker dan die kernvraag. Ja. En dan wil mens hoor, kan 'n mens? Want mens sit nou op die Ja. punt van mens se stoel om te wag vir die antwoord. Ja, natuurlik kan mens dit verander. En mens moet nou net ook besef, soos met enigiets anders in die wêreld, of jy wil fiks word of gesond word, of meer vaardighede ontwikkel, hoe meer mens daarin sit, hoe meer mens aktief so 'n proses bedryf, hoe vinniger en beter sal jy resultate kry. Dis nie gewaarborg dat jy miskien éventueel die beste selfbeeld in die heelal sal hê nie, maar jy kan baie ver kom. Maar gaan dit dan En oor ja, gedagtes? Ekskuus Louis, gaan dit dan oor ja, gedagtes? Want ekskuus. ek besef die wêreld het hierdie ding van ek moet net vir myself sê dat ek is goed genoeg. Vanoggend dan staan jy nou op en jy skryf met lipstik op die spieël, ek gaan goed doen vandag. Ek is die beste. Ek is Ja. okay.
Ja, dit sou ek dink dit sou daarop neerkom dat jy met jouself spraak moet doen en vir jouself moet leuns vertel, nê. Nee. En dit is dan deel van hoe om mense selfbeeld te verbeter, is om onder andere jou geloof met bewysstukke op regtig te rugsteun. Baie mense se geloof, soos wat jy nou sê, ek is regtig goed genoeg. Dit is nie noodwendig waar nie. Goed genoeg vir wat of vir wie? Daar's baie situasies waarvoor jy nie goed genoeg is nie. En vir wie jy ook nie goed genoeg is nie. Vir wat kom vertel jy vir jouself jy is goed genoeg? Maar ook in dieselfde asem. Vir wat vertel jy jouself ook jy is nie goed genoeg nie? Vir wat? Waarvan praat jy? Is jy nie goed genoeg om te stort of te slaap nie? Is jy nie goed genoeg om kos te maak nie? Is jy nie goed genoeg om 'n motorkar te bestuur nie? Of is jy nie goed genoeg om daardie posisie te kry wat jy gehoop het jy moet kry nie? Want miskien is jy nie goed genoeg nie. En wat sou die probleem dan wees, byvoorbeeld, né? Want onthou, jou selfbeeld is nie 'n waarheid nie. Dit het niks met logika te doen nie. Dit is alles jou evaluering van die buitewêreldse reaksie op jouself. Dis Okay? 'n totale onlogiese geloof. So nou is dit daar. Nou gaan dit oor hoe jy nou met jouself spraak. Wat moet jy dan nog doen? OK. So daar's baie dinge wat mens kan doen. Prosesse wat mens kan volg. Onder andere om jouself nugter te ondervra en vir jouself te kan antwoord. Goed. Want die realiteit van selfbeeldlese is dat niemand is goed genoeg of nie goed genoeg nie. Meeste mense stem saam, geen mens het inherënt meer waarde as 'n ander mens nie. Maar baie mense is beter met sekere goed as met ander goed en is dus in sekere kontekste vir sekere goed genoeg en in sekere kontekste nie goed genoeg nie. Wil jy dus wat wil jy dus hê? OK. Maar goed, as ons dan 'n stap verder gaan, moet ons onthou dat die navorsing wys ook vir ons dat mense met 'n beter selfbeeld interpreteer lewensgebeure ook oor in terme van dit wat dit sê, nie in terme van wat dit van my as mens sê nie. Wat met my gebeur het is verskriklik. Ek is byvoorbeeld seksueel gemolesteer en ek het nie ouers gehad nie wat my beskerm het nie. Wat sê dit van my? Wat sê dit? Want wat ek altyd sê, dit sê vir my ek is nie goed genoeg nie of ek is niks werd nie. Maar wat het hierdie in my verander? Wat het die lewe vir my geleer? Wat is die positief wat ek hieruit gekry het? Want daar is altyd positief. Wat van ander mense wat in dieselfde posisie was en wat daar dit oorkom het? Kyk hoe het ek ten spyte daarvan gewerk en dit bedryf en nog vriendskappe bedryf ensovoorts. So ons groot ding met selfbeeld is dat ons wil nie 'n een truc pony wees nie. Ons wil nie dieselfde manier oor ons dink nie, soos wat ons nie oor ander mense sou gedink het nie. So hier's die voorstel. Gaan hou in jou gedagtes met jouself 'n koppie koffie of tee of 'n glas wyn. En dan luister jy na jouself wat vir jouself vertel waarmee jy nie goed genoeg is nie en hoe jy voel. En adviseer dan jouself soos wat jy vir enige iemand anders, 'n vriendin of 'n familielid hooplik met empatie sou geadviseer het. Wat sou jy gedink het as hierdie persoon vir jou vertel hoe hulle voel? Gee vir hulle 'n bietjie ook 'n ander perspektief. Wees regverdig en wees net met jouself dieselfde as wat jy met ander mense sou wees. So waarom mag jy met ander mense empatie hê, maar nie met jouself nie? Wat maak jou so spesiaal? En ek vra dit in aanhalingstekens. Dis swaar daai sin. Dis 'n swaar sin, maar ek dink ook baie keer as mense dan nou nie lus is om met hulle self tee of koffie te drink nie en ook nie lus is vir ander mense nie. Daar's altyd die en hier kom sulke goedjies soos van sosiale media baie handig in. As daar nou 'n buiteruimse wesentjie nou kom sit by jou en jy moet verduidelik hoe is die mensdom en hoe is jy in die mensdom? Hoe is jy? Hoe is jy as 'n mens? Wat maak jou kwaad? Wat maak jou gelukkig? Al daai
wat ek dink dit is altyd in die geval van baba en badvader altyd te groot, te vinnig en te veel. Ons dink ons is nie goed genoeg nie, soos jy gesê het, want ons kan nie vir United sokker speel nie, so ons is nou nie waardig om 'n mens te wees nie. So dis daai tipe goed wat ons vat te groot goeders aan. So die advies bly en dit is wat jy sê is maak dit net kleiner. Sê wie is jy? Ja, en daar is baie waarde om jouself met moeite te gaan skaar in situasies waar jy positiewe terugvoer kry. Jy wil nie heeltyd by die vriende kuier wat met jou nare grappies maak en jy afkraak nie. Gaan kyk op sosiale media, gaan soek na plekke wat jou belangstellings het en gaan soontoe, al is dit die skaakklub of die jeugskykklub of wat dit ook al is. Waar daar mense is wat ook bly is om jou te sien en saam met jou iets te doen. Want dit is eintlik een van die groot faktore, nê. So jy kan baie doen deur amper 'n weeklikse 'n program te volg, wil mens sê, waar jy sê, goed, kom ek gaan per week, dan skryf ek vir myself een gebeurtenis van my verlede waar ek iets uitgeleer het wat nie net sê hoe sleg ek is nie, maar wat ook iets positief van my sê. Kom ek wees net bietjie regverdig. Kom ek doen dit. Kom ek gaan net na een sosiale dingetjie of ek woon net iets by waar ek daarom as positief ervaar word. Kom ek doen net 2 dingetjies wat wys ek is nie net oor die algemeen niks werd nie. Ek kan daarom 'n gloeilamp in die plafon inskroef. En baie belangrik, dis wat nogal deur navorsing wys, doen bietjie iets vir iemand anders ook. Dit bou baie goeie selfbeeld, jy weet. Want dit skep groot waarde al is dit net die R5 of die R10 wat jy vir iemand kan gee. En mense, as jy dan 'n vraag het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Dr. Louis Averbag. Hy is 'n kliniese sielkundige in Stellenbosch. Al sy besonderhede is hier by hierdie gesprek, so as jy wil kontak maak met hom, daar is alles. So gaan kyk gerus net onder hierdie gesprek. Deel die gesprek. Mens weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie en die heel belangrikste, soos altyd en soos ons nou ook verduidelik, kyk mooi na jouself.